addiction starts to break. Therein there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. Speak His name. 'Cause I just want to speak the name of Jesus. All the fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. You break every stronghold. You shine through the shadows. You burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. You break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Speak your name, the word. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus over every enemy, and Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Your name. You break every stronghold. You shine through the shadows. You burn like a fire. Only believe it. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. You break every stronghold. You shine through the shadow. You burn like a I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence.
Hashem Adonai. Baruch Hashem Adonai. Blessed be the God. Blessed be the God. Hashem Adonai. Baruch Hashem Adonai. Ek is, sê God. Ek is die naam wat geen einde het nie. Ek is die naam wat lewe gee. Ek is die naam wat red. Ek is die naam wat kettings breek, wat vlamme doodslaan, wat deure oopmaak. Ek is die naam wat jou op water sal laat loop. Ek is die naam wat berge verskuif. Ek is die naam wat in jou lewe. Ek is die naam wat deur jou wil lewe en in mense se lewens sal ingaan. Ek is, sê God. Ek is. Jy kan my maar spreek. Jy kan my naam met autoriteit spreek, want ek is. Halleluja. Halleluja. Here, ek ervaar net ons is baie keer so bang om regtig u naam oor 'n omstandigheid te spreek. Ons bid dit baie keer net in woorde, maar nie in ons gees nie. En terwyl hierdie woord van u gekom het, Here, het u in my gees net vir my dit vasgemaak. Ek is. Ek is nie iets wat nog gaan kom nie. Ek is nie iets wat in die verlede was nie. Ek is in die nou. Ek is. So waar jy ook al God se naam spreek, daar is hy, want ek is. Here, ek het net ervaar dat dit 'n boodskap van ons vandag is. Here, vir my was dit 'n groot boodskap om te sê, dit gaan nie net oor die toekoms nie. Dit gaan nie net oor wat oor die verlede is nie. Dit gaan oor elke oomblik nou. Ek is. En as ek nou is ek ook môre en is ek ook in die toekoms. Here, ek spreek u naam oor werkloosheid. Ek spreek u naam oor armoede. Ek spreek u naam oor depressie. Ek spreek u naam oor siekte. Ek spreek u naam oor stres. Ek spreek u naam oor familietwis. Ek spreek u naam oor egskeidings. Ek spreek u naam oor kindermolestering. Here, ek spreek u naam oor elke kriminele element in hierdie land. Ek spreek u naam oor ons regering. Ek spreek u naam, Here, oor elke sel wat op hierdie aarde is. Spreek ek. Ek is. Die opstanding en die lewe. Ek spreek u naam, Here, oor elke een wat hulle ore toedruk vir u naam. En ek fluister dit nie net, Here. Ek spreek die naam van Jesus oor elke een wat nie in God wil glo nie. Ek spreek die naam van Jesus. Dankie, Here. Halleluja. I just want to speak the name of Jesus. Hallelujah. Pastor Pieter.
Ons eer die Here vir sy teenwoordigheid. Die groot ek is, die een wat gister en vandag en tot in alle ewigheid dieselfde is. Amen. Nou ons het die afgelope tyd, was dit Goeie Vrydag, het julle gepraat oor die krag van die kruis, toe het Pastoor Elma gepraat oor die krag van die opstanding. Verlede week het ons ook bietjie gepraat oor die opstanding, maar ek wil vandag praat oor Jesus se offer, want die finale, hoe sal ek sê, afeindiging van sy dood aan die kruis en sy opstanding het geëindig in die hemel. En dis baie belangrik dat ons dit ook sal besef. Nou, ek het 'n skets daar wat ek graag vir julle net 'n paar goed wil wys. Die skets is baie dof, maar ek wil maar net iets. Hierdie was die tabernakel in die woestyn. Nou die tempel was op dieselfde prinsip gebou. Daar was 'n buitehof, 'n binnehof wat bekend gestaan het as die heilige, en dan was daar die allerheiligste. En wat gebeur het? Hierdie was 'n brandoffertafel. Daar het die priesters gedurig offers gebring vir die mense sonde, gedurig. En dan was daar 'n koper waskom waar hulle self gewas het voordat hulle uiteindelik in die heilige ingegaan het. Nou daai was 'n kandelaar wat gebrand het. Hierdie was 'n tafel met toonbrode en daai was 'n reukaltaar waarop hulle wierook gebrand. Dan was hier 'n geweldige gordyn gewees waar die allerheiligste, waar die hoofpriester net eenmal 'n jaar ingaan het. Nou daai was die ark. Binne in die ark was daar 'n beker met manna en daar was die staf van Aaron wat gebloei het en dan was die 10 gebooie ook daar. En daar het die hoofpriester net eenmal 'n jaar ingegaan om dan versoening te bring vir sy eie sonde en vir die volk se sonde. Ongelukkig daai skets is nie so mooi uitgekom, maar dit gee julle darm 'n idee. Nou toe Jesus gesterf het, toe sê die Bybel dat daardie gordyn wat tussen die heilige en die allerheiligste was, het van bo tot onder het hy oopgeskeur. En toe uit die allerheiligste het oopgegaan. So dis baie belangrik dat ons hierdie goed moet besef. Nou, wat gebeur het? Hulle moes offers bring. Ek weet die Bybel sê die siel wat sondig moet sterf. Dit is deel van die sonde, jy moet sterf. Nou wat het dan gebeur? Dan 'n dier in die plek van jou gesterf. En dan is sy bloed is dan eenmal 'n jaar op die ark gesit, op die versoendeksel, om dan vir jou sonde versoening te doen. En elke liewe dag, daar was duisende offers wat jaarliks gebring was deur die priesters by die brandoffertafel. Maar nou sê die Bybel, daardie bloed kon nie jou sonde wegneem nie. Al wat dit was, dit het jou sonde basies bedek. En as eers toe Christus kom sterf het en sy bloed gegee het, wat uiteindelik die Ou Testamentiese gelowiges ook redding en vrymaking gekry het. Almal, ek meen, die Ou Testament kyk na Christus toe, ons kyk terug na Christus toe, maar die kruis is altyd die middelpunt. OK, nou ek wil vandag 'n paar, jy kan maar daai lelike skets wegvat, ek weet. Ek wil bietjie met julle praat uit die boek Hebreërs uit. Nou, Hebreërs is 'n ongelooflike boek. Ek het eenmal 'n hele Bybelstudie daaroor aangebied, en ek dink, want dis voor die tyd wat ons het getyp het, ek dink ek moet iewers Hebreërs weer doen. Want
Hebreërs bring die hele ding van Jesus se offer so baie duidelik uit. Nou, julle moet oplet. Daai skets is dan nie so goed nie, maar binne in die tabernakel en ook in die tempel was daar nie 'n stoel nie. Die priesters kon nie gaan sit het nie. Hoekom nie? Want daardie offer moes weer herhaal word. Nou ons gaan nou net daarby kom. Kom ons kyk na so 'n paar verse. Hebreërs 7 vers 26 tot 27. Nou praat hy oor Jesus. Hy sê, want so 'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, wat hoër as die hemele geword het, wat nie elke dag nodig het, soos die hoëpriesters, dis die aardse hoëpriesters, om eers vir sy eie sondes offers te bring, en dan vir die van die volk nie, want hy het dit net eenmaal gedoen, toe hy homself geoffer het. Nou hier's 'n baie interessante ding. As die hoëpriester daar in die allerheiligste ingaan het, het hy met bloed daar ingegaan. Hy moes die bloed van die dier wat hulle geslag het hy daar ingegaan. Maar nou sê die woord van die Here dat Jesus wat ons hoëpriester was, hy was nie net die hoëpriester wat ingegaan het nie, hy was ook die offer. Hoor hierso, die twee in een. Hy is ons groot hoëpriester, maar hy is ook die offer wat gebring is. Die offer. Want hy het homself gegee, dit sê die Bybel, hy het dit eenmaal gedoen, net eenmaal, toe hy homself geoffer het. Nou is baie interessant, dieselfde stadium wat hy gesterf het, was in die Pasgatyd, en toe het hulle besig gewees om lammers te slag vir die sonde. Toe die lam van God sterf en sy bloed gee, toe is hulle nog steeds besig met daardie offers. Een van die grootste begeertes van die Jode wat nog in Judaïsme is, die grootste begeerte vir hulle is dat die tempel weer herbou moet word, sodat hulle kan teruggaan na wat hulle altyd gedoen het, want onthou hulle glo nie die Messias het gekom nie. Jesus homself is dus beide die hoëpriester en die offer wat gebring is. Luister nou mooi. Hebreërs 9 vers 11 tot 14 en dan vers 24 tot 26. Maar Christus het gekom as hoëpriester van die goeie dinge wat nou verwesenlik is. Hy dien in die verbondswet wat groter en volmaakter is en nie deur mense gemaak is nie. Dit wil sê wat nie tot hierdie wêreld behoort nie. Met sy eie bloed en nie die van bokke en kalvers nie, het hy eenmaal die heiligdom binne gegaan en 'n ewige verlossing tot stand gebring. 'n Ewige verlossing. Jesus se bloed het 'n ewige verlossing tot stand gebring. Mense, luister, dit is so ongelooflik. Wanneer die bloed van bokke en bulle en die as van 'n vers op die onreines gesprinkel word, maak dit hulle uiterlik rein. Net uiterlik, luister. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van die dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien. Jou gewete. Sê jou gewete is die stem van jou gees. En is jou gewete wat jou aankla oor, ek sê altyd, dieselfde duiwel wat jou aanspoor om 'n ding te doen, is dieselfde duiwel wat jou agterna aankla. En jy vertel hoe sleg is jy, en hoe treurig is jy, en hoe hopeloos is jy, en jy is 'n hopelose Christen, en jy sal dit nooit maak nie. Ken julle, ek weet, ek praat, dis die mense daar buite, né? Julle ken dit.
Hy is die aanklaer van die broers, sê die Bybel. Nou sê hy, maar Jesus se bloed maak selfs jou gewete vry. En hoeveel mense kom tot bekering en dan loop hulle met skuldgevoelens oor wat hulle gedoen het voor hulle tot bekering gekom het. Ek meen, die duiwel herinner hulle daaraan. Maar as jy kan besef dat Jesus se bloed maak selfs jou gewete vry, sodat jy die lewende God kan dien. Hier is een van die redes hoekom baie mense sukkel om die Here te aanbid. Want sodra hy die Here wil aanbid, dan dink hy aan al die verkeerde goed wat hy gedoen het, en die duiwel kom sit dit in jou kop en jy dink daaraan. Maar as jy kan besef dat Jesus se offer, sy bloedoffer, het jou gewete skoongemaak, sodat jy die lewende God met vrymoedigheid kan dien. Dis een van die grootste dinge wat Jesus kom doen het, dat ons die Here met vrymoedigheid kan dien. Want onthou net, die Bybel sê, hy vat ons sonde weg. Psalm 32 sê, die skrywer van die Psalm sê, welgeluksalig is die een wie se sonde bedek is. Want jy sien, in die ou bedeling was die sonde net bedek. Maar in die nuwe bedeling word die sonde weggeneem. En dit bestaan nie meer nie. As God jou vergewe het, kom ons gaan. Hy sê, hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien. Hiervoor het Christus immers homself as volkome offer deur die ewige Gees aan God geoffer. Jesus se offer as mens het hy aan God geoffer. As Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom wat deur mense gemaak is en net 'n namaaksel van die ware is nie. Nie hy het in die hemel self ingegaan om nou ter wille van ons voor God te verskyn. Nou weet jy wat, toe die Here vir Moses die opdrag gee en sê hy moet 'n tabernakel bou, toe was dit eintlik 'n skadu van die werklikheid. Dit was 'n skaduwee van die werklikheid. Nou luister mooi, kom ons gaan aan. Hy sê, hy het nie ingegaan om homself herhaaldelik te offer nie. Met ander woorde, Jesus se offer was net eenmal. Net eenmal. Soos die hoëpriester elke jaar die allerheiligste binne gegaan en met bloed wat nie sy eie is nie. Hy het met 'n dier se bloed ingegaan. Maar Jesus het met sy eie bloed ingegaan. En dis die groot verskil. En die bloed van Jesus was jou witter as die witste sneeu. Dit maak jou skoon. Ek meen, luister, kom ons gaan, laat ons dit lees. Hy sê, dan sou Christus immers herhaaldelik moes gelei het, reeds van die skepping van die wêreld af. Maar nou het hy net een keer in die volëinding van die tye verskyn, om deur sy offer die sonde weg te neem. En dadelik gaan jy nou sê, maar beteken dit nou, ek doen nooit iets verkeerd nie? Dit beteken nie, ek meen ons is nog almal, die doen elke dag iets wat jy nie, dis nie perfect. Maar wat dit beteken, hy die mag van sonde kom breek. Met ander woorde, sonde, die Bybel sê daar, ek dink in Romeine, die sonde sal nie oor julle heers nie, want julle is nie onder die wet nie, julle is onder die genade. Met ander woorde, ek het al baie hierdie verhaaltjie gebruik, die verskil tussen 'n Christen en 'n ou in die wêreld is soos 'n skaap en 'n vark. Ek onthou toe ek in die weermag was,
As ons op pas gegaan het, dan kom die ouens terug. En hulle, die een wil meer spog, wat hy alles verkeerd gedoen het in die ander ou. Dis nog niks, ou broer, hoor wat het ons gedoen. Versaai, daai gespog oor, maar 'n skaap, nou ek is nou nie so goed met boerdery, maar ek het nog nooit 'n skaap in modder sien rol. Sover ek weet, 'n skaap as hy in die modder trap, hy skud sy voet af en hy gaan aan, sy reg. OK, maar 'n vark, 'n varkie, jy kan 'n varkie vat en jy kan hom gaan koop, en jy kan hom gaan in 'n bad sit, en jy kan hom skoon bad, en jy kan hom droog maak, en 'n pragtige strukkie om sy nek sit, en jy kan selfs vir hom 'n baadjie aantrek, en jy kan selfs hom 'n naam gee. Hou boerie, maar I'm telling you one thing, as hy modder sien, gaan hy rol. Hoekom? Want hy's 'n vark. Dis sy natuur. Hy's 'n vark. Hy moet in die modder rol. 'n Sondaar is soos daai vark. Ek meen, hy kan nie anders nie, hy moet in die modder rol. En die sonde kom net, en dit is lekker, en hy doen dit, en luister mooi, ek wil vir julle sê, as sonde nie lekker was, sou die mense het nooit gedoen het. Ag, skok ek julle nou. Sonde is vir jou vlees lekker. Maar, as jy by Jesus uitkom, dan verander hy jou. Die Bybel sê, dan word jy deelgenoot van die goddelike natuur, en dan gebeur iets in jou, dat jy dit nie meer wil doen nie. Ek sê, dis die groot verskil, dat jy doen nie verkeerde dinge, omdat jy dit nie mag doen nie. Ek mag nie dit doen, ek moet nie dit doen, ek moet nie dat doen, nooit. Ek meen, ek het al baie gesê, party ouens behoort aan die tandeknersklap. Ken jy die tandeknersklap? Ek wil nie, ek moet nie, maar dan doen hy het weer. Maar jy sien wat die Here doen. Hy vat daai varkhart uit. Toe, julle was almal 'n klomp varke. Ek ook. Hy vat daai varkhart uit, en hy doen 'n operasie op jou, en hy sit vir jou 'n nuwe hart. Dis wat die Bybel sê. Nou kry jy 'n nuwe hart. En nou wil jy sekere goed doen, en sekere goed wil jy nie meer doen nie. Jy wil nie meer nie. En as jy dalk daai ding wat jy nie wil doen, dan sê jy oombliklik spyt, en jy voel sleg, en jy sê, Here, vergewe my, en jy gaan aan, soos daai skaap, jy skud dit vir jou af, want daai mag van sonde is gebreek, jy wil nie meer in dit rol nie. Nee. Ek wil nou vra, ek het eendag hierdie vraag het ek gevra in hierdie gesellige gemeente. Jy is 'n kind van die Here. Jy behoort aan hom. Jy jou lewe vir hom gegee. Nou staan jy en werk in jou garage. Nee, met 'n hamer. En iets gebeur en jou hand gly, jy slaat jou duim. Laat jy net sien bloedspat. En in daai oomblik kom daar 'n woord uit jou mond uit, wat nie tale is, dit is ander tale. En op daai oomblik kry jy hartaanval, boem, jy is dood. Waar gaan jy heen? Hemel toe. Daar het 'n oom daar agter gesit en hy klip hard geskreeu, hel toe! Nee. Die bloed van Jesus reinig my voortdurend aan mekaar. Jou beste dade is vir die Bybel sê, soos 'n wegwerplike kleed. Net sy genade en sy genade alleen, as gevolg van sy offer wat hy vir jou gebring het. Ek meen, en hy het dit nie herhaaldelik gedoen nie, hy het dit eenmaal gedoen, en eenmaal was genoeg. Ja, hy ou liedjie het ons gesê, 1 druppel bloed kan red my siel, maak my gewonde hart weer heel. 1 druppel bloed uit sy genade vir my gestort op Golgotha. Wat 'n wonderlike. Daar's 'n heilfontein van bloed, sê daai ou lied, vloeiend uit Immanuel se sy, en sondaars word in daardie vloed van al hulle sonde rein. Wie, dit is die een ding, as Jesus in jou lewe kom. Ek meen, hy kan, ek het julle al vertel van die ou wat eendag gepreek het, en hy sê dat
jy weet in die Kaap is daar verskriklike goeie teilers. Hy sê die teilers vat 'n vreeslike ou lappie en dan uit daai lappie begin hy te sny en hy maak die mooiste soet of 'n hemp of wat ook al. Hy sê maar daar's een lap wat 'n teiler niks aan kan doen nie, dis 'n dronklap. Maar luister, Jesus verander 'n dronklap in 'n oomblik, hy maak vir hom 'n kind van God. Jesus, as gevolg van sy offer wat hy gedoen het deur sy bloed. Kom ons kyk na Hebreërs 10, vers 11 en 12 en vers 14 en vers 16. Verder, elke priester staan dag vir dag sy diens en verrig en bring elke keer weer dieselfde offers wat tog nooit die sondes kan wegneem. Daar wat ek julle nou nog sê, daar was nie 'n stoel nie. Hulle het gestaan. Maar Jesus Christus het een offer vir die sondes gebring en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Deur die een offer het hy die wat vir God afgesonder word, vir altyd van volkome van sonde vrygemaak. Die mag van sonde is gebreek. Aan hulle sondes en oortredinge, sê die Here, sal ek nooit weer dink nie. Dis geweldig. Ek het eendag gelees van 'n wetenskaplike wat tot bekering gekom het toe hy na sy duim gekyk het en besef het dat sy duimdruk is uniek. Elke mens het 'n ander vingerafdruk. Kan jy dit glo? Van al die biljoene is niemand se vingerafdruk dieselfde. Dis wat God doen. Maar nou wil ek vir iets anders sê. Die woord van die Here sê, so ver as die ooste van die weste verwyder is, so ver verwyder hy ons oortredinge vir ons. Nou hoekom sê die Bybel nie van noord na suid nie? Hoekom? Sê nou maar, dit was moontlik dat jy op die aarde kon loop en jy begin noord te loop, soos ons sê. Uiteindelik gaan jy by die Noordpool uitkom en dan gaan jy begin suid loop. Maar as jy op die ewenaar begin oos stap en jy kom terug by die plek waar jy begin het, dan loop jy nog steeds oos. Die afstand tussen oos en wes is onberekenbaar. Noord en suid kan jy bereken, maar oos en wes is so ver verwyder dat 'n mens kan dit nie uitwerk wiskundig nie. En dis wat God doen met jou sonde. En soos die ou wat getuig het en gesê het, Jesus het my sonde in die diepte see gaan gooi en dan 'n bord opgesit, no fishing. Dis weg. Bestaan nie meer nie. En soos ek gesê het, nou die Bybel praat eintlik van die werke van jou vlees en jou gees wat stry en alle, ek wil nou nie daaroor, en partymal struikel jy. Maar hy mag, soos ek nou nog gesê het, hy mag van sonde is gebreek. Jy is nie meer 'n varkie nie, jy is nou 'n skaapie. Nee. En as jy in daai moeilike oomblik kom, en dan kom die groot herder en hy kom help jou. Halleluja. Ek het 'n boek by die huis, een van sy hoofstukke se titel is Don't say no to temptation, say yes to Jesus. Met ander woorde, jy konsentreer nie op dit wat in jou swak is nie, jy konsentreer op hom. Want Paulus sê, as ek swak is ek sterk. En wie waar vang die duiwel partymal mense? Op die punte waar jy dink jy's baie sterk. Maar ek is hier so, kyk, ek is net, dis net daar. Want daai waar jy swak is, weet jy, hier moet ek versigtig wees. So moet in jou lewe nooit in jouself begin roem nie. Paulus geskryf, die wat roem, moet in die Here roem. En jy roem op wat hy gedoen het, sy offer wat hy gebring het. En hiermee gaan ek afsluit.
Baie ouens sê prys die Here, ander ouens sê weet jy wat, maar in elk geval. Hebreërs 10 vers 19 tot 22 sê hy: Broers en susters, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, die allerheiligste. Met ander woorde, dis oopgeskeur. Ek het by myself gedink, toe Jesus sterf, kan jy jouself indink, hierdie priester is besig om hierso offers te bring en al daai goed in die tempel. In die volgende oomblik skeur daai verskriklike gordyn skeur hy oop en die allerheiligste gaan oop. Ek dink hy het onsself in 'n ander bloedgroep ingeskrik. Want onthou net, hy het geweet, net die hoofpriester kan eenmal 'n jaar daar ingaan. En as jy sommer net daar ingaan, as jy met die dood geslaan. Ek meen hulle sê dat van die hoofpriesters het, as hulle daai dag met die groot versoendag, waarvoor ons lees in Levitikus 16, het hulle tou om hulle been gesit. As hy daarop ingaan, en hy kom dalk iets oor, dan het hulle hom daar uitgesleep. Hulle het nie daar ingegaan om hom te haal nie. Hulle was te bang, want as hy daar ingegaan het, dan kon hy sterf. En hy gaan dit oop. En hy weet nie wat gaan nou aan nie. Wat jy sien, dat iets gebeur op Golgotha. Sy liggaam, toe daai bloed vloei, en hy uitroep, dit is volbring, die prys is betaal, toe gaan die weg oop na God toe, tot in die hemel. Want dit is wat hy sê. Hy sê hy sê dis 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. Toe Jesus se liggaam gebreek word aan die kruis, toe gaan die pad na God toe volkome oop. En toe word waar wat Jesus sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En nou kom Paulus in Galasiërs, hy sê deur die Gees roep ons Abba Vader. En Abba was 'n Arameese woord waarmee kinders hulle aardse pa aangespreek het. Dit praat van 'n liefdevolle, wonderlike verhouding wat bestaan tussen ons en God. En dis hoekom Johannes uitroep in 1 Johannes 3. Hy sê wat 'n voorreg dat ons kinders van God genoem kan word. Wat ons het vrye toegang tot die Vader. Hy sê terwyl ons hom ook as groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsversekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete. Hoekom het arme Eva van die Here al weggehardloop? As gevolg van skuld. Skuldige gewete. Hulle het dan nie hom geluister nie. Waarom wil mense partymal 'n skuldige gewete veroorsaak dat jy nie kan bid soos wat jy moet bid nie? Dat jy nie kan die Here loof en prys soos wat jy moet nie? Want jy voel skuldig. En is nie nodig nie. Want Jesus het jou skuld op Golgotha gedra. En sy bloed reinig jou voortdurend van al jou sonde, al ongeregtigheid. En hy maak dat ons deur sy bloed het ons 'n pad na die Vader toe. En ons kan sê, soos hy ons leer bid het, onsse Vader, wat in die hemel is. Laat u naam geheilig word. Laat die koninkryk kom. Laat die wil geskied. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood.
En vergeef ons skulde, soos ons ook hulle vergewe wat teen ons skuldig is. En lei ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk, die heerskappy en die krag en die heerlikheid tot alle ewigheid. En eendag, as ons daarbo kom, deur sy genade, en sê nou maar dit was so, dat daar 'n hekwagter was, wat gesê het, nou hoekom moet ek jou hier toelaat? Wat gaan jy sê? Ek was elke Sondag in die kerk. Ek het baie Bybel gelees. Nee, wie wat gaan sê? Sy bloed het vir my die pad hier ingekoop. En wat hy op Golgotha gedoen het, het ek in my lewe aanvaar. En ek het niks om uit myself te bied nie. Al wat ek het, is sy genade. En then, Jimmy Swaggart het dit jare terug 'n lied gesing, It is a song holy angels cannot sing. Amazing grace, how sweet the sound. Daai wonderlike lied, wat hy daar in Openbaring sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak. Want U het ons met U bloed gekoop, uit elke volk, uit elke stam, uit elke nasie. En die dag as die gelowiges dit begin sing, dan gaan die engelekore hulle stil bly. Want hulle weet nie wat dit is om verlore te wees en gered te word nie. 1 Petrus sê dit so mooi. Hy praat oor hierdie saligheid. Dan sê hy, dit is dinge waarin engele begeerte het om in te sien. Want hulle weet nie wat dit is om te kom kniel by die kruis en Jesus ontmoet jou daar. En jy staan op, 'n nuwe mens. 'n nuwe mens. Die ou dinge het verbygegaan. Alles het nuut geword. 'n nuwe mens. Prys sy wonderlike naam. Here Jesus, die offer wat U gebring het op Golgotha, wil ek U vanmôre opnuut kom dankie sê. Ek wil dankie sê, Here, dat toe U opgevaar het U in die hemel se heiligdom ingegaan met U eie bloed. En U het daar by die hemelse versoendeksel het U dit daar gaan neerstort. En die Vader, Here, ek sê dit in alle respek, want ek verstaan nie altyd al hierdie goed nie. Maar die Vader het gesê, my seun, ek aanvaar daardie offer. En U het gaan sit vir ewig aan die regterhand van die Vader, waar U altyd leef om vir ons in te tree. Dankie, Here Jesus, dat U nou my naam voor die Vader noem. Dankie dat ek 'n hemelse advokaat het wat voortdurend vir my intree. En dat ek na die troon van genade kan kom om op die regte tyd gehelp te word. Want U die pad oopgemaak. 'n wonderlike pad. 'n pad tot in die Vader se hart. Here Jesus, ek wil bid deur die Heilige Gees dat ons die Vaderhart van God beter en beter sal leer ken. Want Here, om U te ken, en die krag van die opstanding is alles. Dankie.
in Jesus se naam. Voor ek oorgee, wil ek vra, as jy in hierdie kerk sit, en jy het gehoor van Jesus se bloedoffer, maar jy het nog nie jou lewe vir hom gegee nie. Jy het nog 'n varkhart, en die Here wil vanmôre vir jou 'n skaaphart gee. Ek wil vra, net daar waar jy sit, ek gaan nie eens kyk of iemand sy hand opsteek nie. My oë is toe, want dit gaan nie vir my oor hoeveel mense hulle hande opsteek nie. Dit gaan vir my vanoggend dat jy jou saak met God regmaak. Want dan gaan 'n dag aanbreek dat ons elkeen voor hom gaan staan. Elkeen. En dan gaan dit net saak maak of Jesus in jou hart is. So vir 'n oomblik, as jy 'n gebed wil bid, waar jy jouself aan die Here wil oorgee, net daar waar jy sit, steek jou hand op. As 'n teken, Here, my saak is nie reg met U nie, maar ek dank U dat die pad na die Vader toe is oop, en ek kom vanoggend om my hele lewe vir U te gee. Here, elkeen wat daardie gebed in sy hart gebid het, of haar hart, wil ek nou bid in die naam van Jesus, dat die mag van sonde en ongeregtigheid in daardie mense se lewe gebreek sal word. In die naam van Jesus, elke mag van die bose, dat dit gebreek sal word. Here, elke binding wat mense bid en vashou om die lewende God te dien in gees en in waarheid. Ek wil bid dat dit nou gebreek sal word in die naam van Jesus. Ek kom teen elke mag wat nie van die Here is nie. Ek kom teen dit in die naam van Jesus en ek breek dit en ek bid dat die krag van die Heilige Gees nou mense sal vrymaak. In die naam van Jesus. En Here, as daar iemand hier sit, hy het iets gedoen 30 jaar terug, en die duiwel ry hom daarmee, wil ek bid, dat hy of sy nou in sy hart, daardie wete sal kry, die bloed van Jesus, het dit weggewas, en dit bestaan nie meer nie, en dat daardie gewete gereinig sal word op hierdie oomblik, sodat so 'n persoon U kan dien in gees en in waarheid, en die Vaderhart kan leer ken. O Here, dierbare Heilige Gees, U wat in ons woon, o, maak Jesus elke dag meer en meer 'n werklikheid in ons lewe. Thank you, God, for sending Jesus. Thank you, Jesus, that you came. Holy Spirit, won't you tell us more about that lovely name? Meer omtrent Jesus wil ek weet. Meer van sy genade ongemeet. Meer van sy volle reddingskrag. Meer van sy dood en liefde mag. Ek is die opstanding en die lewe, sê die Here. Ek bid, o Here, dat daar die goddelike lewe nou deur ons sal spoel, en deur ons sal vloei, in die naam van Jesus. In die naam van Jesus. O, dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. In Jesus se naam bid ek dit. En ek dank U daarvoor. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Jesus. Christus.
Wow. In die sonnaskool het ons 'n liedjie gesing. In the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, demons will have to flee. Who can tell what God can do and who can tell of His love for you? In that mighty name of Jesus, we have the victory. Dis waaroor hierdie offerboodskap gegaan het. Is jy het oorwinning. Jy staan nie onder sonde nie, jy staan onder genade. Onder die bloed van Jesus Christus. Wow, baie dankie vir pastoor. Dankie ook vir die gees van God wat so getrou was met hierdie woord. Ons is ongelukkig aan die einde van die diens. Dit is regtig ongelukkig. Maar van die van julle wat die Bybelstudie bywoon, ons is so gelukkig dat ons vanmiddag 5:00 daarom nog Bybelstudie het, so dan gaan ons, pastoor gaan vanmiddag met ons hanteer, 1 Tessalonisense 3, vers 1 tot 5 gaan hy probeer om dit deur te doen. Dan ongelukkig, dan vir die volgende 2 weke, is dit lang naweke, dan gaan ons nie Bybelstudie hê nie, so ons sal eers weer dan die 10de Mei, sal ons weer begin met die Bybelstudie. Al ons aankondigings was op die bord gewees, u kan daarna kyk, en daar's niks spesiale goed wat gebeur nie, behalwe, daar's Dinsdag spesiaal weer, ons gebedstyd by die kerk, daar's Woensdag aand spesiaal weer, ons tyd van gebed, elke oomblik in die Here is spesiaal. So, daar is Donderdag aand weer hierdie spesiale span wat oefen, en na Sondag weer spesiaal diens, hierso by die kerk. Al is dit lang naweek, ons God gaan nie op 'n lang naweek nie. Hy is altyd hier saam met ons waar ons ook al beweeg en ons bid sy seën oor elkeen. Ons gaan opstaan, ons gaan afsluit met wat my broer genoem het die whack liedjie, whack weet, ek weet verseker, so ons gaan whack sing en ons gaan opstaan en sing, ek weet verseker dat hierdie bloed 'n ewige band tussen my en God gemaak het en niks kan ons skei nie. Kom ons staan op en dan gaan ons uit in die liefde van die Here.